Hartlik welkom by die laaste van ons Pinksterbidure wat ons as die Ring van Vaalrivier so aanlyn opgeneem het. En baie dankie vir my kollegas vir die voorreg om ook hierdie week saam met hulle so aan hierdie Pinkster te kon werk. Mag die Here werklik waar elkeen van u seën, mag die gemeente waar u hom aanbid geseënd wees en mag u in hierdie Pinkstertyd in besonder die seën van die Here beleef en ervaar. Kom ons bid nou saam en dan vra ons dat die Here vir ons sy woord sal seën wanneer ons saam daaruit lees. Here, baie dankie dat ons ook op hierdie manier as u kerk bymekaar kan wees, dat ons deur tegnologie in verskillende plekke, op verskillende tye hierdie video kan saamkyk en kan weet dat u die lewende Here is wat elkeen van ons liefhet en versorg en Here dat u ons gebede hoor. Ons bid vandag vir u kerk, ons bid vir die Ring van Vaalrivier, vra dat u hierdie ring in elke gemeente wat betrokke is, elke dominee, elke ouderling diaken, elke lidmaat en kerkraadslid, Here, dat u elkeen van ons sal seën, sodat ons in hierdie tyd Pinksterseën sal beleef en ervaar, waarin u naam geëer word, sodat ons die kerk kan wees van Jesus Christus, soos wat u dit ook bedoel het. Amen. Ons lees vandag saam uit Efesiërs hoofstuk 1 van vers 15 af, Paulus se gebed vir die gemeente in Efese. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader, aan wie al die eer toekom, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het, hoog bo alle magte en enige ander vorm van gesag waarvan daar sprake mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ons lees net tot sover. Wat maak al die kerk toe gaan en Pinksterbidure tog regtig waar saak? Hoekom al die vergaderings soos synodes en ringe en watter verskil maak al hierdie kerkaksies in mense se lewens? Jy kan tog nie 'n plek in die hemel kry deur kerk toe te gaan nie of om aan 'n spesifieke kerk te behoort nie. En kyk hoe beklei die mense in die kerk. En hoor ook wat maar gaan aan op kerkrade, kerkraadsvergaderings en die leiers van gemeente se lewens. Ag nee wat, elkeen moet maar net seker maak van hulle eie verhouding met die Here en solank jy seker is van jou saligheid en van die verlossing wat Jesus vir jou gegee het, is jy kyk en is jy dalk selfs beter af en sonder 'n kerk. Maar nou lyk dit vir my van die begin af het God dit so beplan dat mense wat in Jesus glo in 'n netwerk van gelowiges saamgebind sal wees. Eers was hulle net 12 en daarna lees ons van 120 wat bymekaar was en toe word daar sommer met die dag van Pinkster 1000 en meer mense lidmate van die gemeente. Dit lyk my dat Jesus dit so wil hê dat ons saam moet wees, dat ons mekaar se hande sal vat en saam 'n gemeenskap van gelowiges kan wees. Want in so 'n gemeenskap kan hy met my anders praat as wat hy met my praat daar waar ek alleen stilte tyd hou en waar ek baie keer ook maar net my gunsteling versies lees. Deur die gemeenskap van gelowiges kan hy ook anders werk as wat hy kan werk deur 'n paar losstaande individue. 'n Gemeenskap van gelowiges en hoe hulle lewe is sigbaar en raak bekend in die dorp. Mense sien hulle raak, mense praat daaroor. En hulle vra, so is dit hoe Christene lyk? Is dit hoe hulle lewe? Nou hierdie stories oor ons kan soms baie positief wees, maar ongelukkig is daar ook maar negatiewe stories oor die kerk.
En dis hoe Paulus sy gebed vir die gemeente in Efese begin. Hy skryf vir die kerk in Efese en hy sê, ek het van julle gehoor. Ander mense praat van julle. En hy is baie dankbaar om dan te kan sê dat hy net goeie goed oor hulle hoor. En die eerste punt van die res van sy gebed is vir die kerk vandag nog net so belangrik. En hy bid dat ons sal raak sien hoe die Vader en die Seun en die Gees saamwerk in die kerk. Die Vader is besorgd oor sy wêreld. Hy stuur daarom sy Seun na ons toe om weer die Vader aan ons bekend te stel, maar om ook vir ons die prys te betaal vir ons sonde. Hy kom maak ons vry, sodat ons elkeen weer saam met God kan lewe. Dis egter die Heilige Gees wat ons oë hiervoor moet oopmaak. Dis die Gees wat ons moet help om die Vader se liefde weer raak te sien. Dis die Gees wat ons moet help om die gehoorsaamheid van die Seun te kan raak sien. Vader, Seun en Gees is in die kerk aan die werk, in die harte van lidmate aan die werk, maar ook in die gemeente aan die werk en deur die kerk in die gemeenskap aan die werk. En dan sê Paulus 'n baie spesiale ding. Hy sê hy weet dat die gelowiges in Efese gereeld by mekaar kom en vir mekaar lief is. Hulle ou kerk. Maar hy bid dat hulle oë sal oopgaan sodat hulle kan sien. Die klompie mense wat so as 'n gemeente saamkom, se oë moet oopgaan sodat hulle die Here kan sien, sodat hulle hom werklik waar kan ken. Net by mekaar kom was nie genoeg nie. Die wonder daarvan om die kerk van Christus te snap, is eers as jy toegelaat word om dieper te kyk as papierwerk en vergaderings en begrotings, die goed waarteen ons baie keer in die kerk vaskyk. Ons kyk na kerkbanke en hoe vol of leeg dit is. Ons kyk na die preekstoel en wie daarin staan, die orgel, die kerkraad. Vir baie mense is dit die kerk. Maar om die kerk te wees, vra na 'n dieper kyk. En wat sal ons raak sien as God ons oë oopmaak? Heel eerste sê ons teks dat ons dan hoop sal sien. Hoe meer ons oë oopgaan, hoe beter sien ons God en ontdek ons hoe lief hy ons het en hoe minder wanhoopig is ons vra. Ag, wat gaan van ons word? Wat kan ek doen in die oormag van die wêreld? Hoe kan ons die horlosie weer terugdraai na die goeie ou dae van kerk wees? As ons God kan sien, kan ons anders kyk na ons wêreld. Luister ons nie, hoor ons beter. Ons kry ander harte. Ons kry nuwe harte van vleis en nie meer die ou klipharde harte wat ons gehad het nie. Harte wat nou kan onderskei waaroor dit regtig waar in die kerk moet gaan. Die bekommernisse van die verlede smelt nou weg. Angs wat voorheen alles oorheersend was, vervaag. Ons kry dit nou reg om van God se oogpunt af na die wêreld te kyk. En nou het ons nie meer die vrees vir die verlede nie. Ons leef nie meer bang in ons wêreld nie. Ons het net hierdie diepe begeerte dat God se wil in ons, maar ook deur ons sal geskied. Kom wat wil. En dit beteken, ons het nou 'n nuwe toekoms. Al ons hoop is op God alleen. En nie deur die een of ander regryk aksie nie. As God my anders laat kyk, sien ek in die tweede plek 'n nuwe erfenis in Christus. As ek hoop het, as ek weet wat my nuwe toekoms is, laat dit op sigself vir my anders kyk na die wêreld om my. Dit maak my nie blind vir wat om my aangaan nie. Ek sien nog steeds die slaggate in die pad, die korrupsie van die munisipaliteit, die geknoei in die wêreld. Maar ek kyk nie meer asof dit wat ek hier het, nou al is wat ek het nie. Of dit wat ek nie het nie, al is wat daar was om my lewe sinvol te maak nie. Ek kan nou verder kyk as die stikkend hier rondom my. Dit maak my oë oop vir 'n derde saak. As ek hoop het en 'n mooi erfenis, dan gee dit my nie net moed om voort te sleep tot eendag nie. Dit gee my die krag om nie moedeloos te raak vandag nie. Ek behou die krag, die ywer om 'n verskil te maak. Ek het 'n nuwe blik op wie God is en dit gee my die krag waarmee ek elke dag die goeie nuus van sy liefde in die wêreld indra. Ek kan 'n getuie wees van God se liefde met dieselfde krag as waarmee hy Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Niks kan die getuienis van God se liefde nou meer stuit nie, nie eens die dood nie. Wat kan die wêreld dan doen? Die politici, die ekonome, daardie moeilike kollega of buurman?
Niks kan my stuit nie. As die Gees van God ons oë oopmaak, dan sien ons raak dat Jesus Christus lewe en dat hy oor die wêreld heers. Hy is die hoof, nie net van die kerk nie, maar van die hele wêreld. Hoog bo alle magte en kragte is hy die baas oor alles. Glo jy dit regtig waar dat Jesus almagtig is? Hoog verhewe bo al jou probleme. As ons dit kan raak sien, sê ons teks. As ons dit kan raak sien as God se kerk hier teen die Vaalrivier, dan kan ons die verskil maak waarvoor God ons geroep het. Dan sal die wêreld in ons kan sien en kan verstaan dat Jesus Christus die Here is. Ons sal veel meer kan doen as om net te praat oor ons geloof. Ons sal gesien word in alles wat ons doen, want dan doen ons dit in Jesus se naam. Dis waar. 'n Kerk bring jou nie in die hemel nie, maar 'n gehoorsame kerk laat tog die mense van hierdie wêreld vandag alreeds iets sien van die hemel. En dis waarvoor ons as die gemeentes van die ring van Vaalrivier bid. Ons bely tog saam dat Jesus die Here is van ons wêreld. Kom ons bid dat die Gees in elke gemeente en deur elkeen van ons sal werk. Dis wat Paulus bid vir die kerk in Efese. Dit is ons Pinkstergebed vir God se kerk in hierdie wêreld. Dit is ons gebed vir elke gemeente van die ring van Vaalrivier. Amen. Kom ons bid weer saam. Here, baie dankie dat ons aan die einde van hierdie Pinksterreeksie nou ook weer voor U kan stil word en kan vra dat U kerk, die ring van Vaalrivier, maar ook elke kerk van hierdie ring sal seën. Here, gee dat ons werklik waar sal weet hoe dat U betrokke is in elkeen van U gemeentes, hoe U betrokke is by U kerk. Mag ons werklik waar beleef en ervaar die hoop wat daar is in Jesus Christus, die rykdom van ons erfenis, die krag waarmee U wil werk. En Here, maak ons oë oop sodat ons vir U kan raak sien hoe U aan die werk is in U kerk, in U wêreld. En mag ons hier op die oewers van die Vaalrivier werklik waar tot die eer van U, die lewende Here, lewe. Mag die Vader, die Seun en die Heilige Gees elkeen van ons seën totdat Jesus weer kom. Amen.